Ek het 'n papiertjie op. Dan het Bob pyn gehad, hè? Wat is dit? Dis nog oor. Al van julle is dit gaan nou antwoord. Allemaal gaan dit sit. Seker. 1 Timoteus 3 vanaf vers 2. Hy sê opsyner moet dan onberispelik wees, 'n man van een vrou, nugter, ingetooi, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vlegter, geen vuilnissoeker, maar vriendelik, geen strijdlustige, geen geldgierige, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Hy moet nie 'n nuwe lim wees nie. Nou wie sê dit, nou vraag ek vir julle nou vanmôre na julle kyk, en vraag vir julle vanmôre. Sit die priesters as ons vanmôre? Maar, daar sit Here, ek is julle, ek het kinders, hy is 'n priester, die kinders wat sit hulle. Jy is die priester van jou woning. Sê vir as julle getrouwd, net vir die dag, kom nog, lang vorentoe. Dan word jy 'n priester van jou huis, so jy kan maar luister. Een pa, is nie net een pa nie. Ons, allemaal van ons, dat ons jonger was, is die pa op die skil, as die ou wat die geld inbring. As die ou wat in die morgen gaan werk, as die ou wat met elke by die huis kom, dan plaai en maai jou aan, dan kry jy pak slaap. En jy vandag nie gedoen het jou gesê, of het gee jou 'n stuk werk daar in die tuin, daai stuk is jou en jou boeties sinne, en dan kry jy die klaar en dan brand jou agterin. So dis die pa wat ons het hier. Maar ons het verantwoordelikheid, 'n pa het 'n verantwoordelikheid teenoor God, vir sy huisgesin. Die dag wanneer jy trou, en jy sit die huisgesin op, dan moet jy weet, daar is 'n orde van krag en autoriteit binne in daardie woning. As daai orde nie daar is nie, dan is daardie huis deur mekaar, mense. As die autoriteit deur mekaar is, kan ek vir julle verseker, gaan die huis deur mekaar wees. As daai autoriteit nie in plek is nie, gaan niemand van daai huis weet wat hulle moet maak. En hulle gaan opstandig geraak teenoor die ouer die autoriteite toepas, die pa. Wil jy wat ek sê? Dis 'n moeilike ene vanmôre hierdie. Nou vir ons, as vraag, hoekom is ons kinders in so toestand, Raymond? Hoekom is ons so opstandig? Ek gaan net julle gee, hoekom is ons so opstandig? Ons probeer ons bes om vir hulle die beste klere te gee wat ons kan gee. Ja, pa, hierdie, maar onthou, die pa kry net soveel geld en hy doen die beste wat hy kan, hy is uit die borrel van sy hart uit. Glo, want as hy dit nie doen, gaan hy net vir jou skrif gee, want hom gaan aankla en skrif vir niks. God, jou meneer, en ek self vertrou, met mense van jou huis. Want jy is verantwoordelik vir die mense van jou huis. Van jou vrou af tot die laaste kind. En God het jou getrou geag, en ek moet so sê, vertrou, en het vir jou huisgesin gegee. En wat jy met die huisgesin maak, is in jou hand.
Dis nie in Vader se hand nie, dis in jou hand. Hier is die padkaart, hier is die ritme wat jy moet beweeg, wat God wil hê jy moet beweeg. Hier sê God vir jou, jy moet jou gesin hanteer. Hier vertel God vir jou, jy moet jou kinders grootmaak. Maar jy moet met terwyl hy jonk is, laat maar net brand. Regering sê, laat hom net, om wat te kom. Sê ek vir die regering, hoe vinnig kan julle hier kom? Luister mooi, 1 Timoteus 5 vers 8. Ek het dit gesê nog vir julle gegee, die sê, julle kan maar mooi luister. Dis 1 Timoteus 5 vers 8. Hy sê maar as iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloor en is slegter as 'n ongelowige. So. Jippie, you got it. Hoor julle? Hy is slegter as 'n ongelowige. En hier kom praat hy in 'n dubbelsin. Hy praat van die kerk ook. Die plek waar jy aanbid op. Maar eers by jou huis. Ja, dis altyd, jy moet as 'n priester, praat met jy as 'n priester. Jy moet as 'n priester altyd heel eerste, moet jy jou gesin voorstel. Eerste jou gesin, kom altyd eerste in jou lewe. Alles wat jy beplan, alles wat jy doen, alles wat jy vir jou kinders beplan, jou gesin. Daarna, jou broers by die kerk. Daar by die kerk is daar 'n broer wat jou nodig het. Of hulp nodig het. Of wat is sin en wat 'n aard ook al, wat hulp nodig het. En as jy dan nou nie die reg hoor by die Here nie, doen die Here vir jou sê nie, is jy slegter as 'n ongelowige. Mense, dit is weet jy wat is 'n ongelowige? Iemand wat die Here nie. Iemand wat God nie ken nie. Dis sy Bybel sê, hy sê jy ken nie God nie. Sê of iemand wat God ken, maar nie vertrou. Ja, iemand wat God ken, maar wat nie wil nie. Maar daar's baie paas wat die beursie vol het, maar hy is so syne om uit te haal en te gee. Want hy het nie vertroue in die almagtige Skepper God en Vader om daardie beursie weer vol te maak. Want as jy nie vertroue in God het nie, gaan jy daai beursie vir jou verseker nie aanraak nie. En dan is jou kinders nie vir jou belangrik nie. As jou kinders nie meer eerste nie, dan kom die geld eerste, dan is geld God eerste. Dan geld God bo jou kinders. Bo jou huis. Staan jy dan? Kos van Efesiërs 16. Nou waar is ek nou aan? Ek kan nie die ding sien. Kyk daar bly klein blad hier so vir Efesiërs. Kyk daar was Efesiërs 6 daar. Hy swart. Ek kan nie goed verhoor sien is dit donker. Efesiërs swart, dan jy net kyk. Ek kan nie as jy sien is dit donker. Efesiërs 6. Ja. Vers. As hy. Ek vat hom gewoonlik maklik, ek kyk net so as ek daar, want ek ken dit nou al die jare, ek het geen idee wat staan daar nie, ek sien net swart. Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders verstoor nie, maar voed hulle op in die tug, in die vermaning van die Here. Wat bedoel jy daarin? Ek wil graag weet. Moenie jou kind vertoring om heel nie kwaad maak nie. Moet jy onnodig kwaad maak. Vertoring is kwaad maak. Dis wat hy sê. Ek moet tugtig gee en hy word kwaad. Vertoring, as jy mooi daarna kyk,
Hy sê, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie. Moenie julle kinders kwaad maak nie. Dis wat hy sê, vir wat weet ek nie. Kom ons kyk. Of vals beskuldig. As ek hom Vals beskuldig. as ek hom passlaap. Jy is jou as vader om terug te. Dan ek hom wat vir my. Ek het nie so kwaad raak. Want hy droog gemaak, jy gaan nie vir iets slaan. Jy gaan nie vir nie terug, jy gaan nie vir iets op die pad wys nie. Want hy eet, hy het nie definitief dan iets wat verkeerd is, daarom 80 nie. Maar hierdie ene is, ek weet hoe baie met my pa ons spot. En die kere gegaan. En ek weet hoe het afgeklos, geestelik afgebreek, so afbreek. Ons as kinders, afkraam. Al die goed, dit val alles onder die ding. Dan kry jy kinders wat 'n lae selfbeeld het. Dan kry jy kinders wat nie selfvertroue het nie. Dan kry jy kinders wat pa nie vertrou nie. Want pa vertoon my, hy maak my kwaad. Hy jaag die pad byste. Ek is vandag sommer sukkel. En ek het sien waar is ek nou? Die dag toe die Here vir jou hierdie kind gegee het, nee. God het gesê, gee jou iets goeds. God het gesê, gee jou iets goeds. Gee jou een van my skepe, een wat ek kind staan in die moederskoot geleer het, sê die woord van God. Praat die Bybel. Maar God het gesê, Raymond, jy verdien, ek gaan hierdie kind vir jou gee. Jy moet hierdie kind van my groot maak. Maar ek verwag van jou, om in hierdie kind, in my vrees groot en my kan ken. Dit gebeur nie meer in die wêreld, en dan vra ons, hoekom lyk dit so daar buite? Ons vra hoekom loop ons huis is so, ons vra hoekom loop die kerk leeg. Maar ons as vaders, ons as priesters van die woning, het nie ons werk gedoen nie. Want ons was te lam, en te slap, en te bang vir die regering. Dit nie staan kom, waar kom. Mense, as jy nie die kind geestelik opvoed nie, sê vir my, as jy nie die kind geestelik opvoed nie, hoe gaan hy geestelik staande bly? As hierdie man, hy is nou 17, hy slaar 'n bil, as hy nie geestelik reg opgevoed was nie, was nie, dan as sy pa, dan gaan sy pa binnekort 'n probleem nie. En hy gaan al wonder raak as hy wil kry. Want hy is nou opgelei nie. Hy het nie die vrees vir die priester nie. Hy het nie die vrees vir die vader nie. Want hy ken nie die woord nie. Hy gee nie om nie. Dan kry hy pa 3 uur in die môre oproep oor jou seun sit in die polisiestasie. Kom haal hom. Hy kry oproep sy jou seun lê in die ICU. Nog erger, meneer die moet asseblief aankom, jou seun het iemand doodgemaak. Maak dit sin? Ons moet hulle oplei in die vrese, ek is skuldig daaraan, my kinders ook. Ons moet oplei in die vrese van die Here, hulle moet, in die vrese van die Here beteken nie, hulle moet dankbaar te leer nie. Ons moet hulle, en ek mag sê, in liefde en vrees, in die vrese van die Here op. Hulle moet weet, hierdie man moet weet, dis hoekom ek om vertrou wat ek om nou mee vertrou, want ek gaan nou omsluit voor te probeer. Hierdie man behoort nou al te weet, wat God van hom verwag. Amen. Wat hy moet doen in sy lewe, hy sien hom nie. Hy is op die punt van beplanning van sy eie lewe.
Hy moet nou kan gaan sit en sê, ek gaan in hierdie rigting. Dit is wat ek wil bereik, en dis dit. Maar dat moet kom by die opleiding op. Uit die priestersopleiding, want as die priester so opleiding nie, dit is 'n stuk nog môre, Dat is nie 'n regte fondasie. as die priester nie klap nie. As die priester nie die regte fondasie of die regte woord in hom ingebou het nie, dan het hy moeilikheid. Hy het moeilikheid. Vra my, ek was daar. Is nie altyd so lekker nie. Hoe gaan jy staan en bly in die storms? As daai storm kom, as jou huis nie gebou is op die rots nie. Hoe gaan jy jou huis bou op die rots, as jy nie die kennis het nie, om die huis op die rots te bou nie? Want jy sien, die woord van God gee jou die kennis, om jou huis op die rots te bou. Maar hoe op die rots te bou? En hoe om hom standvastig te bou, sodat wanneer die storms kom, hy huis kan bestaan. Ek dink gaan dit kry. Ja. Hosea 4 vers 6. Ek het ons nou, soos reg met die ja. Ek het dit sien. Hy sê, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, en nou moet jy mooi luister. Dat wil jy nou mooi luister. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sodat jy van my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Lang jy bekend vir die profesie. Dis 'n waarskuwing, né? En dit is sorg op jou skouers, priester van die huis. Ek gaan nou vir julle lees. My volk gaan ten gronde wees gebrek aan kennis. Luister julle. Luister. Waar is dit? My volk gaan ten gronde wees gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek dit verwerp. Dis al. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Dit beteken jy sal nie 'n pa word nie. Jy gaan nie kinders hê nie. Hoeveel mense is daar wat rondloop wat nog nooit kinders het nie? Is omdat God besluit, hulle is nie gereed om 'n kind groot te maak nie. Volgens hierdie skrif, het ek het reg? Hierdie persoon, God sê hy sal verwerp, sodat hy nie priesterambt sal bedien nie. Die priesterambt is weet wat is die priesterambt? Dis Paskal. As die leiding van jou huis, ek reg? Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Nou vraag jy nou die vraag af, as dit gebeur, as gevolg van 'n priester van 'n woning, en God vergeet daardie huis se kinders, wat word van die kinders? Hulle val weg. Forever. Want hy sê dit dan nie. Maar vir ons hoekom is ons baie van ons jong mense wat heeltemal hoe dat is. Hulle is radikaal. Is opstandig. Hulle maak mekaar dood. Kyk wat in die Kaap man, hulle skiet mekaar. Dis 'n oorlog man. Dis 'n oorlog. Ek kyk die video's wat die ouens neem en ek soek kennis.
kyk al daai goed. Hulle skiet op mekaar wat jou so kroks is. Wat sê ek sê nou, as jy sê Annika, Ja, dat is oké. Kaapse Flats. weet jy wat, is in wel voorstelling op die flats. Ja, dat is oké. Kyk, dit is verroof. Die polisie gaan nie eens daar nie. Hulle is te bang. Wie se skuld is dit? Word maar kwaad. Dis die moeder en die vader. Eintlik eers die vader, maar dan die moeder, want dis die vader en dan die moeder. As ons nou God die Vader, dan is dit Jesus Christus, dan is dit die prins van die woning, dan is dit die moeder, dan is dit die kinders. Dan skiet hulle mekaar dood. Ek sien, skiet hulle iemand dood. Ek sien nou die môre staan ek en ek kyk ek kom met sy kar. Dit is so swart man. Hy kom met sy kar. Hy trek af. Sy vrou klim uit en sy loop. Hy loop agteraan en bang skiet daar. Bang skiet homself. Ek sien dit. Al lê hy in bloed loop so. Dit is roof. Want hulle het nie die liefde van God in hulle harte ingestel. Dis nie die liefde van God is nie in hulle harte ingeforceer en ingeprent deur die woord van God nie. Daarom is daar geen gevoel van iemand anders se lewe nie. Jy het ook in die skool was, nee. Ek wil 'n grappie vertel. Toe ek in die skool was, dan my genoem 'n chamba. Toe ek klein was, dis daar ek chamba. Toe sweer ek. As uit die oom as ek myself kan help, gaan ek moeilikheid maak. En ek het gaan oefen. Ek gaan allerlei goedes gaan deurgaan, al die gevegte, straatgevegte, street fighting, boxing, en nog echt dit gaan doen. Maar wat maak ek toe? Toe probeer ek judo speel. Ek is die beste. Jy is nooit die beste nie, hoe papa sê vandag. Sikkel jyself krippel. Luister mooi. God waarsku vanmôre die priesters in hierdie plek. Wees gewaarsku dat die almagtige Skepper Vader se oog is op jou. Hy wil jou leer as priester. Hy wil jou lei sodat jy jou werk as priester kan volbring. Sodat jou werk reg gedoen kan word. Sodat die werkstuk, die persoon, die gees, die siel, 'n trots vir die aardse Pa en vir die hemelse Pa kan wees. Amen. Ek hoop julle het dit mooi gehoor. Amen. Vers 6b. Omdat jy die wet van God verlaat het, sodat jou kinders gee. Dan vra ons, kom ons kinders in sulke toestande, God sê dan het ons kinders gegee, as gevolg van ons, wat nie, ons hart gedoen het. Mense, as jy kyk na hierdie goed, hierdie skrifte, en dan, jou hart staan reg op. Ons gaan voor die Here staan. Elkeen van ons gaan voor die Here staan. Of jy nou 'n priester was of nie, of jy net 'n gewone mens, 'n gewone laaitie was, kan maar so stel. Nou, so stel, jy gaan nog steeds, in die kompossterwigheid nog steeds voor Jesus staan. Hy sê, jy gaan voor Jesus regtig persoon verskyn. En hy sê, getroud is, jy het kinders gehad, jy gaan voor God se troon staan. Jy gaan verantwoording doen. En dan gaan jy nie ja en amen en 'n macho man speel en ek in 'n bolrol nie, broer. Dan sê die waarheid. Dan word daar verduidelik. Dan moet jy sê, waarom en hoekom? Hoekom het jy nie?
Hoekom het jy nie? Weet julle wat is die grootste spyt in die hele wêreld? Al die grootste woord in die hele wêreld, spyt. Ag Here, het ek maar net. Het ek tog maar net geluister na my pa? Het ek tog net geluister na my ma? Het ek tog geluister na my ouer broer? Maar ek wou nie luister nie. Die tweede ene is tyd. Tyd, wat verby is, kry jy nooit terug. Moenie jou lewe vermors nie, want jy het 'n sekere tyd wat jy lewe. God gee jou 'n sekere tyd. Moenie die lewenstyd, jou lewenstyd wat God jou gee, jou ure wat God jou gee, jou dae, jou maande, jou jare, moet dit nie vermors vir die wêreld nie. Moet dit nie vermors vir die vyand nie. Moet dit nie vermors om jou pa te probeer spyt nie, omdat hy jou probeer in die regte rigting invat nie. Ek en my pa was soos kat en hond. Weet jy wat ek my pa leer ken? Toe hulle ons kon bly, toe hy op pensioen gaan. Toe maak agter die man, al die ou kerel was nie so werk nie. Maar van ons saam vis, doen dinge saam. En ongelukkig het ek nie kans gehad om alles met hom reg te maak. Dis te vinnig weg. Sorg julle dan nou dat julle saak reg is met die Here eerste. En sorg dat die saak reg is met jou pa. As jy nou nie gesê, as 'n ouetjie van 42 jaar Vrydag antwoord, nee. 43, wat is dit? Wat is jy? Amper sal dit dan is net so jong te sy. Ek wil vir julle sê, as kinders, waardeer jou ouers, man. Waardeer jou pa, waardeer jou ma. Jy weet nie hoe lank gaan hulle nog by jou wees nie. Die dag as hulle weg is, dan wil jy sê, julle het ek tog maar. Het ek tog maar daai oomblik gebruik, wat ek versmaai en vermaai het. Om vir my pa te sê, hy toppie man, ek is lief. Dan gaan jy seker af vanaf jou pa sê lief vir my. Al waardeer jy dit nie. Dit gaan nie oor hom, dit gaan oor jou. Hy sal later leer. Ek is so sok, nee. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Mense, ek het nou die 4de keer kom lees. Dit is ernstig. Moenie dat God jou kinders vergeet nie. Watter stryd gaan daai kind nie hê om tot bekering te kom as hy tot bekering kom? Dis onregverdig teenoor die kind. Dan moet jy liever nooit kinders in die wêreld gebring het nie. As jy nie met 'n integriteit en autoriteit die kind kan grootmaak in die vrese van die lewende God volgens die skrifte volgens die woord. Dan moet jy nie kinders in die wêreld gebring het nie. Dan moet jy dit gelos het. Hulle die wêreld lief. Jy moet kom staan en laat. Ek ken ook daai ding van trek 'n boom. Rook boom. Dwelms. Al die verkeerde goed. Kry dit vir 1 Petrus se briefie so. Dit is 4de en die laaste een. Dwelms. Met my pa spyt. Met my pa spyt. Okay. Ek raak betrokke by dwelms. Ek raak betrokke by satanisme. Punt 1, omdat my vader my nooit geleer het, my pa, my priester, my pa, my nooit geleer het van God en God se wette nie. Verval ek so gou soos nou, verval ek onder satanisme. Ja. Weet jy wat vir Satans kerke is daar al reeds? Rusland het so pas
So pas gister het hy satanisme verbied. Hy het die kerke verbied in Rusland. Raai vir ons in Amerika. 24 Satan binne kerke, soos hierdie kerk. Ja, dis in die regering. Daarvoor staan is dat as daar as ons so 'n lelike ding in Noord se goed te daar sit, met goed in die hande, en dan staan daar 'n dogter teen 'n seentjie by hom, nog 'n dogter teen 'n seentjie, dis duidelik vir ons 'n bewys, ek soek jou kinders. Weet jy hoe maklik om satanisme betrokke te raak? As jy kwaad is vir jou pa, ek sal jou wys hoe toppie wie's ek. Jy wys hom niemand, jy wys jouself. Want jy doen jouself skade. Jy doen jouself geestelik skade en jy doen jouself vleeslik skade. Want jy al wat jy gaan gebeur is die dwelms gaan jou liggaam opvleeg. Wow. Wat praat pastors vanmôre? 1 Prediker 2 vers 9. Maar die Here is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uitgeroep het tot sy wonderlike lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou volk van God is. Want wie geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Maar jy is 'n heilige priesterdom. Hoor julle? Amen. Jy is 'n heilige priesterdom. Daar staan dit geskryf. God sê dit vir jou vanmôre. Hy sê vir jou as kind, hy sê vir jou as vader, jy is 'n heilige priesterdom. Jy is special. Amen. Nie ek wat so sê, is God se woord wat so sê. Hoor, ek gaan hom weer vir julle lees. Hy sê, maar julle is uitverkore geslag. Wat bedoel hy daarby? Jy is uitgekies deur God, handpick. Jy het gesaan en sê, kom ons maak nou dit. Dit is soos die army one. Hierdie, maar kom jy hier? Nee. Sorry. Julle is uitverkore geslag. Dis handgekies. God het jou gekies persoonlik, een persoon het jou gekies. En het jou gemaak 'n koninklik, hoor mooi, 'n koninklike priesterdom. Nie net 'n priesterdom nie, 'n koninklike priesterdom. 'n heilige volk. Jo, prys die Here. 'n volk as eiendom verkry om te verkondig. Hier kom die ding. Daai Moses, daai gedeelte, dit help ons net na hom weer, ons moet die B-gedeelte ook kyk. Hy sê om te verkondig. Waar is dit nou? Die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderlike lig. Ja. Maar hoe kan 'n getuie wees as die Vader nie 'n getuie is nie? Dis waar die probleem kom. Ek was so gelukkig geweest, prys die Here. Al wanneer ek in 'n kerk gekom het, is wanneer daar 'n troue was of iemand dood was. Nie maar op die kerk gegaan. Hulle het boermusiek gemaak, hulle het musiek gemaak. Al my broers, al 5 my broers het musiek gemaak, my pa musiek gemaak, my ma het musiek gemaak. Maar hier in Randfontein, hier by die kerk, net 'n trukkie terug, as jy daar afgaan, dan het my pa se broer daar pot gehad.
naweek is ons hier, dan word daar gedans en gejoel, musiek gemaak. Dit is echt groot geword. Maar deur die genade van God, deur die genade van God en deur Jesus Christus, het hy vir my uitgehaal. In sy genade het hy my jammer gekry. En ek sê vanmôre dankie Hemelse Vader, vir 'n geleentheid te gehad het, om vir U te kan werk, vir U woord te kan verkondig, om mense vir U te kan die doopwater sit, om mense vir die kruis, by die kruispad te kry, om besluit te maak, ek wil die Here dien wat wil nie. Maar hoor het sê, om te verkondig die deugde van Hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot die wonderlike lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie. Bewys nie, maar nou bewys is. Daar is genade bewys. Julle is uitgehaal. Julle is gewas met die bloed van die lam. Wie van julle is gedoop? Wie van julle is gedoop in water daar? Julle is gedoop. Julle is gedoop in die dood en opstanding van Jesus Christus. Jy is nie dieselfde as die ander wat in die straat loop wat nie gedoop is in Jesus Christus se naam. Jy ryk nie soos hy nie. Jy lyk nie soos hy nie. Jy praat nie soos hy nie. Nie veronderstel nie. Maar dit daar is ons, jy weet my China. Want hulle het iets gastig, die gif, hy gestakkie met die grond. My choma. Mense wat opgelei is in die veermag, die jong manne, en daar het verslaaf gehad. Ek los het daarby. Kom ek sê julle so, Vader wil hê, Raymond, jy moet jou kinders so opvoed, luister maar allemaal, dat hulle hande, heilige hande in die kerk kan opsteek, en God kan loof en prys. En Raymond, en regte hart, gees. Dis wat Vader soek van jou as priester vanmôre, en dis wat Vader soek van jou as kind vanmôre. Amen. Die Here is moeg vir hierdie Bisiebamba goed. Hy is moeg vir kerk speel. Laat ons ernstig raak die God van ons vaders. Laat ons gesin se harte reg kry. Amen. Die tyd is min. Hoor jy? Die tyd is min. As jy kyk na die wêreld, wat aan die gang is aan die wêreld, dan kan enige oomblik, kan jy sy blaas. Ja. Want die antikris is daar. Hy wil sy plek inneem. En wat hou hom teë? Die kerk. Ons wil nie, die kerk moet eers weggeruk word. Die kerk moet eers weggeraap word. Want die weggeraping van die kerk plaasvind dat daarna, dan word die antikris openbaar. Daarna begin die wreedheid. En antikris voel niks. Wie is die antikris? Wie is die antikris? Is Islam. Hulle kan my kwaad word, my hoor nou is my kap op my kop af. Hulle doen dit. Op hierdie getuienis as ek nou sê, een van hulle sal my kop afkap. Islam. Dis die antikris. Want die woord van die Here sê, hy wat nie getuig dat Jesus Christus die Here is nie. Hy is die antikris.
En hy getuig nie dat Jesus die een is nie, hy praat van 'n ander God. En vir julle manne vra, raak ernstig. Hou spytevol wees. Hy doen wat hy kan. Hy het ook stres. Ek neem my sy kant nie, ek stel 'n scenario voor. Precies julle voor. Hy het ook stres, hy het ook goed moet oorkom, bekommer by die werk. As dit nog julle nog bekommer is nog waar, hy is net nie 'n mens. Werk saam in die huis. Luister, werk saam in die huis geestelik. Wie van julle vat boeke? Jy? As ek die is, dan is altyd Maar dit is goed, dat elke aand sommer net sê, kom julle hierso, julle klaar gepik het. En eet. Kom julle hierso, kom sit saam met my so dan. Sommer klaar 'n stukkie skrif kry en dan val jy daai skrif, lees skrif en sê jy vir hom, ek het perd op met hom. En dan sê jy kom sit en dan praat jy die woord van die Here. Praat oor die woord van die Here, nie 5 minute storie nie. Praat oor die woord van die Here. Wie is nou nog priesterdom? Wie is nou nog priesterdom? En met julle gelees. Elkeen van julle, die mans, wat hy sê, special, maar elkeen wat môre hier sit, bloedgewas is 'n heilige priesterdom. Ek sê nie, hoor nou mooi, ek sê nie, hoor nou nie, ek sê 'n heilige priesterdom, van as 'n verskil. Burger nou die skuld, dat ek ken die Bybel. Lees maar hy skrifte dan kyk jy. Ek hoop jy het iets geleer vandag. Amen. Nou, Raymond gaan op ons liedjie sing, weet nie wat wat jy nou gaan sing nie. En dan gaan ek iets voor gegooi en dis so, dit het nie los.